Here, wat 'n voorreg. Here, wat 'n voorreg om vanoggend voor U stil te word, U naam groot te maak, Here, U te eer, U te loof, U te aanbid. Duiwel, ek bestraf jou in die naam van die Here, jy het niks hier verloor, niks. Dit wat God vanoggend wil kom bereik, sal hy bereik. Hierdie diens, alles daarin, alles rondom dit, alles wat voor dit gebeur het en alles wat dit na dit sal gebeur, kom sit ons voor die voete van God, wat dit sal suiwer en dit sal gebruik tot eer van sy naam en tot uitbreiding van sy koninkryk. Ons kom buig voor die Vader van Vaders. En op Vadersdag kom bid ons, Here. Kom ontmoet ons, waar ons is, soos ons is. Spreek, Here. Ons luister. Amen. Baie dankie, julle kan sit. Sjoe, welkom aan almal wat inskakel via die video. Dis so groot voorreg, ons het vanoggend het ons familie en vriende hier by mekaar vir die inseëning van LJ Fourie. Nou ek wil, julle sien hier's min mense vanoggend. Ek wil vra, ek wil 'n toets doen. Hoeveel mense hier het of 'n eerste of 'n tweede naam wat Johan is of 'n verbuiging van Johan, soos Hannes? Kom ons kyk net gou. Ek wil net 'n oefening doen. Ek wil julle moet iets sien. Hoeveel Johans is hier? Kom. Hier's min mense vanoggend en die helfte van die mans hier is een of ander vorm van Johan. Daar agter word die hande opgesteek en die dinge gebeur. Ek weet nie hoe dit gebeur nie. Dis net, julle weet dat enigiemand by die naam Johan is God se geskenk aan jou. Dis net amazing. So, Shamaine sê elke dag vir die Here dankie dat ek God se geskenk is aan haar. Jy weet, toe ek 'n kind was, jongman, tiener, toe het ons die eerste span se skramskakel. Hy het in graad 8 al begin hare verloor. Hy was blessed in matriek, het was nogal scary. Hy het haarsproei gebruik, dan het hy 'n comb over. En as hy sy hare hier krap, dan maak sy kuif so. Nou, hy het gedink, hy's God's gift to woman. Maar sy naam was nie Johan nie. My naam is Johan. Okay, ek sê maar net. So vanoggend het ons nog 'n Johan, gaan ons byvoeg by God se familie. En ek wil vra dat LJ Fourie saam met pappa en mamma vorentoe kom, en as daar oupas is en oumas en ooms en tannies en fotograwe en wie weet wat als wil vorentoe kom, julle is meer as welkom. Hier's baie plek hier voor. Asseblief, kom staan hier voor. Asseblief, baie dankie. Daar sy. Ek wil net vir julle sê, dat die verste wat daar vanoggend beweeg is, Johannes plek vir jou. Die verste wat daar beweeg is vanoggend vir iemand om hier te wees is, wat, Australië? Okay, good. Maar, ek moet vanoggend iets sê. Daniel, vergewe my. Vanoggend gebeur met 'n lag en 'n traan. Daniel se ma is Vrydag oorlede. En familie wat by mekaar sou kom vandag vir 'n inseëning, is hier vir 'n inseëning. Maar hulle het nie geweet hulle kom ook vir 'n begrafnis. So vanoggend is besonder, super besonder. En vanoggend wil ek vir LJ, wat sy naam beteken beroemd in oorlog, en God se genadige geskenk, wil ek kom sê dat Louis en Daniel, ek weet julle het nie geweet, julle hierdie kind sy naam gegee het nie, maar vanoggend, hier in hierdie oomblik, beklei julle 'n oorlog, teen hartseer, teen pyn, teen 'n duiwel wat goed by ons probeer steel. En die Here wil vir julle kom sê, dat hy het vir julle hierdie kind gegee as 'n geskenk. Julle weet,
hoeveel dokters het gesê, this is not gonna happen. Julle weet hoeveel moeite en pyn en kostes en gebed en wat alles is in vir hierdie lyfie om die lig te sien. Hierdie stryd is gewen aan 'n kruis. En vanoggend kom seën julle hierdie kind in, want God het gesê, gaan na die nasies toe, maak hulle my disippels, en dan doop jy hulle. En daarom doop ons nie kinders nie, want hierdie kind moet eers sy lewe vir die Here gee. Hy moet 'n besluit maak. Dan doop ons. Maar vanoggend seën ons hom soos Jesus geseën is by die tempel, en soos Jesus verwelkom is in die geloofsfamilie, kom verwelkom ons hom in die geloofsfamilie, en kom beloof julle dat God is julle eerste liefde, dat hierdie kind vir julle geleen is, dat julle hierdie kind sal groot maak om God te leer ken, en dat God vir hierdie kind planne het, groter as wat julle kan bid of droom, en dat dit julle as 'n gesin en julle as 'n familie se werk is, om seker te maak dat daai drome waar word. Dit is God se belofte, dit is God se plan vir vanoggend. Ek gaan sommer so, Louis hou hom sommer so vas. Ek gaan sommer net so staan. Voor ek hierdie kind inseën, daai tweede ry is leeg. Daar's iemand wat ek wil nooi om in daai tweede ry op te kom staan. Al die manne van Dinsdagoggend se groep, al ons manne, Ivan, Franco, al die manne van Dinsdagoggend, kom staan hier agter hom, daar in die tweede ry. Sien, Louis, is elke Dinsdag, kom ons by mekaar as 'n klomp manne, want ek het nie meer 'n pa nie, ek het ook nie meer 'n skoonpa nie, maar ek het aanneempaas, ek het oom Daan, en ek het vir Johan. Hierdie is my aanneempaas, hierdie is my broers, hierdie is die manne wat, hierdie man gaan wys hoe om man te wees, en pa te wees. It takes a village. En ek weet vanoggend is hier vrouens wat, met kinders en seuns, en met kinders wat nie 'n pa het nie. Ek wil vir jou vra, al vra jy vir jou boetie, al vra jy vir iemand by die werk, vra hulle of hulle sal surrogaatpa wees vir jou kind. Kry 'n man in jou kind se lewe. Ek weet, en ek gaan dit nou in die boodskap sê, 60% van huishoudings in Suid-Afrika het geen pa nie. 60%. Vanoggend wil ek hierdie seën, kom seën in teenwoordigheid van al die manne in sy lewe. Elje, vir u. Ek seën jou in die naam van die Vader en Seun en die Heilige Gees. Jy is 'n geroepene van God. Hy het 'n plan vir jou lewe. Jy is die een wat sal uitstaan in die oorlog. Jy is die een wat sal loop, en waar jy jou voete neersit, sal mense weet God se genade. Volg hom. Seën hierdie gesin in hulle blydskap en in hulle hartseer. Seën hierdie familie in hulle blydskap en hulle hartseer. Trek hulle nader aan mekaar. Mag ons almal besef hoe lief ons mekaar het en hoe nodig ons mekaar het. Of ons bloedfamilie is, of aangetroude familie, of geloofsfamilie. Trek ons nader aan mekaar, Here. Vanoggend bid ons vir hierdie kind, vir sy gesin, vir sy familie en vir sy uitgebreide familie. Mag u planne in sy lewe waar word. Beskerm hom, bewaar hom. Dit bid ons, Here, in u naam. En Here, ek wil nou sommer ook kom bid vir sy longetjies, wat tans behandel word. Here, u is die God van genesing. Ek raak hierdie longe aan en ek kom spreek, Here, genesing en gesondheid oor hierdie lyfie. Duiwel, voetsek. Weg. In die naam van Jesus spreek ek lewe. Dankie, Here. Amen.
Dankie manne. Gesin, julle moet lekker kuier. Ons sien mekaar nou na die diens weer. Baie welkom in die geloofsfamilie LJ. Julle kan my hande klap. Dankie. Ja, ek gaan probeer om vanoggend se boodskap, sien dat ons nog so baie tyd verloor het met tegniese probleme. Ekskuus, julle op die video weet nie, vanoggend was die duiwel 'n bietjie los en die tegniese probleme was baie. So ons begin vanoggend met hierdie. Dit is waaroor vanoggend gaan. Dis Vadersdag en ons wil vanoggend vir die Here sê, dank die Vader vir vaders. En ek besef wanneer ek dit sê vanoggend, soos ek reeds gesê het met die inseëning, ek besef dat ek dit sê en dat wanneer ek dit sê dat hier mense hier is by ons, saam met ons wat nie meer 'n pa het nie. Wat se pa weg is as gevolg van 'n egskeiding of 'n dood of verwyder is as gevolg van omstandighede, ek weet nie. Al wat ek weet is dat Vadersdag is 'n ongelooflike blessing as jou pa in jou lewe is en 'n aktiewe deel is van jou lewe, maar ek besef ook dat daar pa's is wat 'n aktiewe deel is van 'n kind se lewe, maar nie 'n goeie aktiewe deel nie. Dat vir party mense om die woord te hoor pa of vader of pappa is soos 'n vloekwoord. Want die pa wat hulle in hulle lewe het of die pa wat in hulle lewe geken het vir hulle alles gewys wat 'n pa nie moet wees nie. So vanoggend wil ek met al daai gemengde gevoelens wil ek kom praat op Vadersdag oor ons hemelse Vader. Want sien, ons leef in hierdie stikkende wêreld waar die volgende statistieke is geverifieer en getoets en gewhatever. Ek kan vir jou die bronne gee na die tyd as jy dit wil sien, maar dis genuine die waarheid. Ek wil hê jy moet sien wat gebeur in 'n wêreld sonder pa's. 63% van selfmoorde kom uit huise waar daar nie 'n pa is nie. 80% van mense wat iemand gaan verkrag, kom as gevolg van iemand met verplaaste woede, gemotiveer deur 'n vaderlose huis. 70% van jeugdiges in staatsbeheerde instellings, met ander woorde in verbeteringsskole en in correctional facilities, kom uit vaderlose huise. 40% van kinders woon nie in hulle biologiese vader se huis nie. In Suid-Afrika is daai statistiek nog hoër. Die Suid-Afrikaanse statistiek is al ver oor 50%. 85% van kinders met gedragsprobleme kom uit vaderlose huise. 90% van hawelose kinders kom uit vaderlose huise. 71% van kinders wat nie skool klaar maak nie, kom uit vaderlose huise. Hulle het 'n opname gedoen in tronke. Tussen 80 en 90% van mense in tronke se paas was nie teenwoordig in hulle lewe nie. Verstaan jy wat aangaan in hierdie wêreld? Verstaan jy wat die duiwel probeer doen? Paas is onmisbaar en God het dit geweet. Toe God die Vader die wêreld aan mekaar gesit het, het hy die man eerste gemaak en toe die vrou en hy het hulle vir mekaar gegee. En toe God gekies het om homself te openbaar van Genesis tot Openbaring, was een van die primêre maniere wat hy gekies het om homself te openbaar is as 'n vader, as 'n pa. Want hy het geweet dat ons as mense feilbaar is en dat ons stikkend is en dat ons gebroken is en dat die wêreld waarin ons leef gebroken is en dat die een mees bepalende faktor in die lewe van 'n mens is 'n pa. En ek is jammer, ek misreken nie die invloed van 'n ma nie in die minste nie. Moenie asseblief, vrouens, moet asseblief nie vanoggend hoor, veral enkel ma's, moet asseblief nie vanoggend hoor iets wat ek nie probeer sê nie. Ma's is onmisbaar, kom ons wees daaroor eerlik. As enige man moes kraam, was die wêreld leeg en was daar net diere oor. Mans sou dit net nie oorleef het nie. Ons sou almal gesterf het met die geboorte van die kind. So moenie my hoor as ek vanoggend is 'n gefokusde boodskap en vrouens gaan 'n bietjie left out voel. Dis nie die doel van die oefening nie. Die doel is om vir paas vanoggend op te roep. En vir mense wat nie paas het in 'n lewe te herinner dat ons 'n pa wat beskikbaar is vir ons almal. Dis die doel van vanoggend. God het geweet paas is onmisbaar en daarom openbaar hy hom as 'n pa. By uitstek. Ja, hy noem homself 'n klomp goed en daar agter by die infotafel is daar 'n hele boek van die name van God en hoe hy homself identifiseer en openbaar. En hy openbaar homself in die Bybel as 'n ma.
Wanneer hy sê hy voel soos 'n vrou in barensnood oor sy kinders, of hy voel soos 'n ma wat haar kuikens, soos 'n hen wat haar kuikens onder haar vlerk beskerm, ensovoorts, ensovoorts. God weet. God kies al hierdie maniere, want God is ultimately groter as ons definisies. So hy openbaar homself op 'n manier wat hy gedink het, 'n mooi manier wat hy gemaak het, om 'n mooi manier te wees, om God te leer ken, en dis as Vader. Want kom ons wees eerlik, as die verhouding tussen 'n pa en 'n kind werk, dan is dit amazing. Dis fenomenaal fantasties om te sien. So, in Jesaja 64 vers 8, kom die Here en hy sê, of kom die profeet Jesaja en hy kom sê hierdie woorde oor God, en hy sê, tog Here, U is ons Vader. En dis die eerste en belangrikste teks wat ek vanoggend wil aanhaal, en die rede hoekom ek hom gekies het, is vir die feit dat God die Pa is vir almal, vir al die vaderloses. God is die God wat sê, maar ek sal jou Pa wees. En hy wil dit vanoggend vir jou kom sê, hy wil vanoggend vir jou kom sê, maar ek weet nie wie jou Pa is, en wie jou Pa was nie, en of hy goed is, en of hy sleg was, en selfs al was hy, het hy die beste gedoen om 'n pa te wees, soos wat ek probeer om die beste pa te wees vir my kinders wat ek kan wees, maak ek soveel keer droog. So vanoggend wil God die Vader vir elke een van ons kom sê, dat al is jou pa perfek, en al is jou pa die ander soort pa wat jou geslaan het, en mishandel het, en afgeskryf het, en weggeloop het uit jou lewe uit, geen nie om watter pa jy het nie, daar's 'n volmaakte Pa, wat sy hand vanoggend na jou toe wil uitsteek en wil sê, ek wil vir jou 'n Vader wees. Jy is soos klei in my hand. Ek wil jou pottebakker wees. Met my hand, sê die Here, wil ek jou vorm. Dis wat hierdie vers sê. Ek raak regtig oud. Ek is genuine besig om oud te word. Nie oud, nog nie stok oud nie. Ek's nog nie daar nie, maar daar was 'n tyd in my lewe, en ek sê dit vir 'n rede, daar was 'n tyd in my lewe wat ek gedink het, mense wat met hulle honde en hulle karre is simpel. Nee, ek gedink hulle is simpel. Mense wat 'n hond op hulle bed toelaat, het ek gedink is weird en onhygiënies. Ek is pa van 'n hondjie, so groot. Al vir 2-3 weke, wat sit, hoe lank is dit nou, skattie? 3 weke, sy slaap hier in die waai van my arm. Sy ry op my skoot in my double cab. Ek het nie my man kaart heeltemal gaan inruil nie. Maar as ek daai lyf van my hande vashou, daai klein lyfie, wat as ek as Shamaina vashou en ek loop om die bed, sodat ek net kan aantrek, dan sal haar kop maak net so. Sy volg my oral waar ek loop. Dan dink ek aan hierdie teks, van as jy jou kind in jou hand vashou, en jy besef, maar die Here het vir my die voorreg gegee om 'n titel te dra, 2 lettertjies, P-A, is die belangrikste titel in my lewe. Daar is nie 'n belangriker titel in my lewe. Want dit gaan die volgende generasie vorm, en die volgende generasie vorm, en hoe ek dit reg kry, gaan nog groter impak hê, as enigiets anders wat ek kan doen. Die Here kom en hy sê, ek wil jou so my hand vashou. Jy kan so op my skoot sit. As ek in my double cab ry, en die Here ry ook 'n double cab, en hy ry deur die aarde, en hy soek al die mense wat verlore is. En hy laai hulle agter, sodat hy vir hulle pa kan wees. In Lukas 15 kry ons hierdie prentjie van 'n pa wat sy seun na hom toe kom en vir hom sê, maar pa, ek soek my erfporsie, en ek kan nie dink dat daar 'n groter belediging is vir 'n pa as dit is wanneer sy kind na hom toe kom en sê, luister, jy vat te lank om dood te gaan. Asseblief, jy wil nie doodgaan nie, so gee net vir my erfporsie, want ek is nou moeg gewag vir jou om die emmer te skop. Jy balanseer nou al lank genoeg een voet in die graf. Ek gee nou vir my goed, ek wil loop. En die pa gaan uit liefde uit en hy gee dit vir sy kind.
En vandat sy seun loop, totdat sy seun terugkom, en ek gaan nie daai deel van die storie vertel nie, want dis nie die deel van die storie wat belangrik is nie. Van die oomblik wat die seun weggaan, tot die oomblik wat die seun terugkom, sit die pa op sy stoep en wag vir sy kind om terug te kom. En toe sy kind terugkom, toe gooi hy hom nie met, I told you so's nie. Toe sy kind terugkom, toe gooi hy hom nie met, wie's jy, waar kom jy vandaan, jy stink, jy het varke opgepas. Ek het nie my kind so groot gemaak nie, ek het my kind groot gemaak om homself te bad, en vir homself te sorg, en kyk hoe lyk jou hare, hoekom het jy nie jou hare gesny nie, jou asem stink, wanneer laas die tande geborsel, kyk hoe lyk jou skoene, sies, ek het jou beter groot gemaak as dit. Die pa het nie een van daai goed gedoen. Die pa het sy arms wyd oopgemaak, en hy het sy seun omhels, en hy het vir hom die beste uit sy huis uitgegee, nadat sy seun sy erfporsie gevat het, en verkoos het op drank en slegte vrouens, of wat ook al hy gedoen het, vriendskappe, mense wat hom misbruik het, waar ook al hy was, wat ook al hy gedoen het. Die pa het nie eers gevra, waar kom jy vandaan nie? Hy het net gesê, ek bly jy's terug. En hy het hom omhels, en hy het 'n party gehou vir hom. Want sy seun was weg, en hy's terug. En ek kan vanoggend 'n lang storie maak daarvan. Van die karaktereienskappe van 'n werk, van 'n goeie pa. Ek het daaraan gedink, ek is deur honderde, goed op Google en Facebook en dictionaries en Bible dictionaries en whatever, al die goeders oor, wat is die Bybelse kenmerke van 'n goeie pa, en 110 goed. Ultimately, staan net een ding, liefde. Want liefde is alles, dit glo alles, dit bedek alles, dit bewaar alles, dit hou nie boek van die kwaad nie, al daai goed wat 1 Korintiërs 13 sê, liefde sê, ek draai my wang as my, selfs as skop my kind my in die tande. God die Vader kom en hy doen dit vir my en vir jou elke dag met elke sonde wat ons doen, met elke keer wat ons 'n vloekwoord op ons lippe neem, met elke keer wat ons vinnige reis die spoedgrens, met elke keer wat ons dink ons kan 'n besluit maak sonder God, elke oomblik van elke dag wanneer ek sonde doen, dan skop ek God in die tande, en elke keer dan draai hy sy wang en hy hou sy arms oop en hy sê, ek sit op die stoep en ek wag vir jou om terug te kom na my toe, en ek sal jou lief hê. En vanaand as jy op jou knie gaan, of môreoggend as jy op jou knie gaan, of as jy oor 2 weke onthou dat jy lanklaas gebid het, sal ek besig wees om vir jou te wag, om met my te praat, en met my tyd te spandeer, en nooit sal ek jou verstoot nie, en nooit sal jy vir my onaanvaarbaar wees nie, en nooit sal daar sonde groot genoeg wees in jou lewe, dat ek dit nie kan vergewe nie. Dis 'n pa. Dis 'n pa. 'n Pa wat sy kind lief het met 'n liefde wat seer maak. Ek wil vanoggend sê, ek het die voorreg om 'n klomp manne in hierdie gemeente te ken. 'n Klomp. En ek weet dat hierdie gemeente is deurtrek met mans wat hulle laaste 5 sent uit hulle beursie sal gee vir hulle kinders, vir hulle vrou, vir hulle huwelik, vir hulle huis. Is deurtrek met mans wat op hulle knieë bly vir hulle kinders. Deurtrek met mans wat lief is vir hulle kinders. Maar ek weet ook hierdie gemeente het vrouens wat se mans weg is. Deur dood of deur egskeiding. Wat ook al, maak nie saak nie, hulle is nie present nie. Vanoggend wil God die Vader kom vir elke een van ons en hy wil net sê, ek het jou lief. Ek wil vir jou 'n pa wees. En ek vra dat jy vir my 'n kind sal wees. Sien, God het 1 tree verder gegaan. Ons het hierdie massiewe beeld van God, en dis goed, dis reg om hierdie groot, onsaglike godsbeeld te hê. Om 'n prentjie te hê van God wat so heilig is, so groot is, so almagtig is, dat jy, soos die Jode in die Ou Testament, hulle het so ontzag gehad vir God. Hulle praat letterlik van vrees God. Vrees God. Hulle was so in awe van die grootheid van God, dat hulle God se naam nie op hulle lippe geneem het. Hulle het nie die woord Here of God uitgespreek, in vrees dat hulle dit doen op die verkeerde manier.
En ja, dis reg om so 'n onsaglike ontzag vir die Here te hê. Om te leef nie met vrees nie, maar met absolute respek en agting vir die God wat ek en jy aanbid. Maar God die Vader wil nie 'n ver af God wees vir wie ek bang is. God die Vader wil nie dit wees nie. God kom en in Romeine 8 vers 15 en in ander tekste kom hy en hy gebruik mense wat God liefgehad het om vir ons te openbaar 'n titel wat God as 'n kroon dra. En dis vanoggend op jou sleutelhouer. Die Hebreëse woord Abba. Nou ek hou van die feit dat sommige woorde in ander tale totale ander betekenis het. As ek hoor Abba, dan dink ek aan my pa wat my op sy rug gedra het. Of op sy nek. Dis Abba. Maar in Hebreëus beteken dit letterlik Papa. Dis nie 'n belediging nie. Dis nie disrespekvol nie. God die Vader kom letterlik en hy sê, as jy met my praat, kan dit vir jou voel asof jy op jou pa se skoot sit, jou kop teen sy bors lê, en in sy oor fluister, papa, ek het nie 'n lekker dag by die skool gehad nie. Papa, die mense by die werk was nie nice met my nie. Papa, my kinders is nie baie nice met my nie. Papa, hoekom het die vrouens so moeilik gemaak? Ek verstaan nie heeltemal nie. Papa, dankie vir 'n wonderlike vrou. Sien, 'n mens moet die saak net so 'n bietjie uitbalanseer. Dankie vir 'n wonderlike vrou. Dankie dat u my die guns gedoen het. Die voorreg gegee het om self papa genoem te kan word. Sien, dis hoe God wil hê ek en jy hom moet aanspreek, hom moet ken, hom moet in verhouding met hom moet leef. Naby. By sy voete, op sy skoot. Want hy wil vir jou 'n pa wees, 'n volmaakte pa. En dis die soort pa wat God verwag dat paas moet wees, nie net vir hulle eie kinders nie. Hier's vanoggend paas. Hier's vanoggend 'n pa wat hulle oupa is. Wat 'n kind grootmaak. Wat gesê het, ek sal weer 'n kind vat en lief hê. Pa wees is 'n keuse. Dis 'n roeping, maar dis 'n keuse. God kom en hy sê, ek wil dit vir jou hê en ek wil hê jy moet dit wees vir ander. Maar jy kan dit nie net wees. En jy moet dit nie net wees vir jou kinders. Al God se kinders, al die kinders op hierdie aarde, het liefde nodig, het omgee nodig. Hulle moet by elke man kan sien, hoe lyk liefde van 'n vader. En as ek net nice is met my kinders, en soos 'n vark is met ander mense se kinders, hoe gaan my kinders en ander kinders regtig liefde verstaan van 'n pa? God die Vader vorm my soos 'n bolletjie klei as ek hom toelaat. Hy maak van my iets wat groter is en beter is as wat ek ooit kan wees op my eie. En dis presies wat paas geroep word om te doen, om hulle kinders lief te hê en om hulle kinders groot te maak, om groter te wees as hulle. Baie jare terug, toe ek nog by moedergemeente was, het Gary Kieswetter die Pinksterdienste kom lei. En ek het die voorreg gehad, ons het as leraars het ons saam met hom koffie gedrink eendag. En hy sê hierdie woorde, somme tussen ergens en nêrens. En is woorde, vra my vrou, ek's baie vergeetagtig. Genuine. As ek jou aanspreek as jong dame, jong man, oom of tannie, is omdat ek jou naam vergeet. Sorry, ek is nie omdat ek dit as prins doen nie, ek het net, my brein is soos 'n sif, met sekere goed, en dis nie omdat jy nie belangrik is nie, ek vra om verskoning. Maar hierdie woorde wat hierdie man gespreek het, daai dag het ingebrand in my siel. Tussen ergens en nêrens sê hy dat partypaas dink hulle moet hulle kinders grootmaak en sê ek het gesukkel, so jy sal sukkel.
Ek moes hard werk vir waar ek gekom het, so jy gaan hard werk vir waar ek gekom het, en ja, dis 'n goeie beginsel. Dis reg, kinders moet leer om hard te werk. Lewe is moeilik, al daai dinge. Toe sê hy, maar 'n goeie pa. 'n goeie pa se plafon is sy kind se fondasie. Die beste wat ek kan bereik, dis waar my kinders moet begin. So bou ons aan 'n beter wêreld. God die Vader vorm my en hy lig my bo sy skouers. En hy lê vir my die fondasie vir 'n lewe wat gevul is. 'n lewe wat vreugde ken. 'n lewe wat vervulling ken. En hy wil hê ons moet dit doen vir ons kinders. Ek wil vanoggend vir jou sê dat as jy die eretitel dra van PA, moenie dit opvoeter nie. En as jy foute gemaak het, sê sorry. En as jou kinders, as jy nog leef en jou kinders nog leef, maak reg. Ek gee nie om wat jou kinders aan jou gedoen het nie. Ek gee nie om of hulle al jou geld gesteel het in jou, ekskuus, ek het nou amper iets verskriklik leliks gesê. Ek gee nie om wat jou kinders aan jou gedoen het. Ek gee regtig nie om. Soos God die Vader my vergewe en jou vergewe, verwag hy dat ons kinders sal vergewe. Oor en oor en oor. Bel jou kinders. Sê vir hulle lief. Selfs al gooi hulle die foon in jou oor neer. Hou aan. 'n goeie pa het sy kinders lief, selfs tot sy eie skade. God die Vader het jou so lief. En hy roep jou vanoggend om hom aan te spreek as Abba. Papa. Vanoggend is hier nie baie papas nie. So as daar sleetlouers oor is, dan mag die vrouens ook vat. Sodat hulle vanoggend kan onthou dat hierdie sleetlouer, dis wat ek my hemelse Vader noem. Amen. Kom ons bid saam. Here God, vanoggend het nie gegaan oor woorde, oor Bybelverse. Vanoggend het gegaan oor U wat deur U Gees ons kom herinner van U liefde, U omgee, die prys wat U betaal het om U liefde vir ons te wys. Geen groter prys is daar as dat iemand sy kinders, sy kind se lewe opgee ter wille van ander nie. Here, as U daai ding van my gaan vra, sal ek nie kan ja sê nie. Ek sê dit eerlik. My menslike gebrokenheid, Here, ek kan nie. Maar Here, U het U seun vir ons laat sterf. Om vir ons te wys wat 'n volmaakte Vader se liefde sal doen. Here God, dankie dat U ons lief het soos 'n volmaakte Vader. Here, ek wil kom bid vir elke een wat vanoggend 'n vaderlose mens is. Of dit is deur dood of omstandighede, maak nie saak nie. Here, ek wil bid vir hulle wat slegte voorbeelde van paas gehad het. Here, wil U dit kom regstrig, kom skoonmaak, kom suiwer. Here, kom wys wat 'n werklike Vader is. Wat ware liefde is. Hulle help om daai wrokke, daai klippe wat hulle dra teen hulle paas, hulle aardse paas, dat hulle dit sal vergewe en sal vergeet en sal afskryf en sal een kant toe skuif. Here, ek wil bid vir kinders wat seer dra. Al is dit 70-jarige kinders. Ons almal is kinders van 'n pa. As daar letsels of merke is van ons paas, Here, mag ons dit voor U voete kom neersit en dit bely dat ons daaraan vasgehou het. Vergifnis gee, vergifnis vra. Mag ons heel word hierdie Vadersdag.
Mag ons waardeer die mense wat in ons lewe is. Hemelse Papa, Abba, dankie vir alles wat ek is en alles wat ek het. Ek bring nou my 10de, my dankoffer vir U, saam met elke een hier, om vir U te sê dankie, dat U vir my goed is. Amen. Ek wil vanoggend vir jou vra, as ek die seën uitspreek, dat jy iets sal doen, wat ek dink dalk 'n bietjie weird vir jou gaan wees, so kom ek gee jou konteks. My gunsteling sweets, my gunsteling lekker goed is, ons twee goed, ek weet ek sê altyd is 'n bar one, maar ek het eintlik baie dierder smaak as dit, sorry. My gunsteling sweets is Turkish Delight. Jy kry dit net ingevoer. Hulle verkoop dit nie regtig in Suid-Afrika nie, so vir my Turkish Delight, ek koop die regte Turkish Delights. Daai met die chocolate om, dit is so groot. Nee, en nougat, regte, ordentlike nougat. En vanoggend het ek as vader op Vadersdag al twee gekry, Turkish Delight en nougats. So hoekom vertel ek jou dit? Want God se seën wat hy oor jou uitspreek, wil hy hê moet jy ontvang, soos jou gunsteling sweets. So wat ek wil hê, vanoggend, as ek die seën uitspreek, is dat jy met jou een hand, jou hand sal oopmaak. En die seën van God sal ontvang, soos jou gunsteling sweets. En met jou ander hand, moet jy jou hand opsteek, nie so nie, maar so. Soos iemand wat 'n groot pappa se hand vashou. Want my prentjie van pa, is om my hemelse pa se hand vas te hou en saam in die sunset in te loop. Dis my prentjie van God, my ultimate prentjie. So vat jou een hand, en maak of jy God die Vader se hand vashou, want jy doen. En vat jou ander hand, en ontvang sy seën soos sweets. Ek spreek die seën van die Here oor jou uit. Die Here is vir jou goed op meer maniere as wat jy raak sien. En hy sal vir jou aanhou goed wees, want hy's 'n pa wat jou lief het. Die Here sorg vir jou op onverklaarbare maniere, selfs al verdien ons dit nie altyd nie. En hy sal aanhou vir jou sorg. Die Here sien jou raak. Al het jou eie pa jou misgekyk. God die Vader sien jou raak. Al het jou pa sy liefde van jou weerhou, of op weird maniere gewys, God wys sy volmaakte liefde vir jou en hy sien jou raak. God is jou goedgesind, al is paas op aarde nie altyd hulle kinders goedgesind nie. God gee vir jou voorspoed, hy gun dit vir jou, die beste van die beste. En hy maak jou aan hom vas, want hy is jou Vader, en jy is sy kind. Amen.